Goeiemôre en welkom hier van 'n pragtige Outeniqua Park hier in George waar ons tweede episode van in die Scrum skiet waar Heinrich Veldsmann en myself Pierre Bloem natuurlik dit oorvat en buite na die klubs toe vat. Vandag gesels ons 'n bietjie wedstryd bepalings en resultate. Heinrich, wat het gebeur die naweek? Ja, dankie Pierre. Dit is lekker om hier te wees hier op Outeniqua Park. Die son is uit na verlede week se reënbuie. So ons geniet nou weer die son wat uit is, maar ons sit nou lekker in die koelte. So ons kan 'n rustige dag hê van praat. Ek het vir jou 'n paar lekker resultate van verlede week af wat so 'n bietjie na die ander kant toe geswaai het nou hierdie week. Natuurlik is dit mos nou vriendskaplike wedstryde. So dan moet nie te veel ingelees word in die resultate nie. Die mense, die afrigters toets mos nou maar die kombinasies oor wat werk, die nuwe spelers wat ingekom het, maar dit lê nog steeds die fondasie vir die seisoen wat voorlê. Mens wil nie natuurlik al 3 jou vriendskaplike wedstryde verloor en dan die eerste liga op die 14de Maart, as ek dit reg het, begin die liga wedstryde dan so wil aanpak nie. Maar hier is die resultate. Eerstens Riversdal Blues het Albertinia Rangers aan die steg aangevat daar op Riversdal. Hierdie keer kon hulle die tafel dan bietjie draai en dit is 22-21 in die guns van die Blues. Dan Lady Smith het vir Harlequin Forces daar aangevat op Towerkop en Lady Smith en Harlequin Forces was ongelukkig net te sterk daar, so 48 punte teenoor 27. Evergreens het Progress daar in die wedstryd aangevat en verlede week natuurlik Evergreens wat vasgeval het teen Worcester Villagers. Hierdie naweek kon hulle gewen het 39 punte teenoor 36. Dit was ook maar net vir daardie groot stryd tussen Evergreens en Progress. En so het Evergreens ook die vriendskapsbeker verower hierdie jaar nadat Progress dit voorheen gehad het. Blanco United teen Silver Stars daar in Blanco Sportsgronde en Blanco United 27-20 oor Silver Stars. Die Mossel Bay Barbarians het in Grootbrakrivier, dit was die stryd van die baai gewees soos dit bekend staan op die Almeida Stadion en Grootbrakrivier te sterk vir die Barbarians met 25 punte teenoor 21. Dan Botterivier, Pierre, het Heidelberg aangevat of Heidelberg het gaan kuier daar by Botterivier en 'n ordentlike rugbylesie in die voorseisoen opgedoen en verloor, of Botterivier het eerder gewen met 59 punte teenoor 19 en dan die laaste enetjie Seagulls van Melkoutfontein, dis daar op pad Stilbaai toe, het teen Happy Hearts gespeel en nadat Seagulls 5 punte teenoor 14 agter was teen halftyd, het hulle die wedstryd gewen 29 punte teenoor 14. So 'n baie goeie wen daar vir Seagulls van Melkoutfontein, Pierre. Wedstryde wat dalk nie die resultate was wat ons verwag het nie. Dit is goed om te sien dat daar dalk nog 'n bietjie geëksperimenteer word so vroeg in die seisoen. Ja, verseker, daar's 'n paar goeie wedstryde gewees en wat ons voorspel het verlede week, of nie altyd voorspel het nie, maar wat ons gedink het gaan goeie wedstryde wees en dit was om een te noem, was definitief Evergreens teen Progress. En daardie wedstryd in terme van telling 39 punte teenoor 36 wys dat dit 'n titaniese stryd was tussen Evergreens en Progress daar in Pakkelsdorp. Definitief weer 'n seisoen om na uit te sien as die voorlopers van verlede jaar iets is om na terug te verwys om die 2026 liga seisoen se bepalings te kry. Enige vriendskaplike wedstryde vir hierdie naweek? Ja, ons gaan vir die kykers asseblief vra as julle weet van vriendskaplike wedstryde, dit is mos nou maar moeilik om nou te hoor wie waar teen wie speel. Los vir ons 'n comment in die comment seksie daaronder en sê vir ons wie speel, dan gaan ons die resultate uitvind. Ons gaan kyk wie die spelers is wat uitgeblink het in daardie wedstryd. Maar een ding wat ek vir jou wil noem, Pierre, en dit is nou ene wat ons 'n oogie moet ophou, is Evergreens wat nou verlede week vasgeval het teen Worcester Villagers, maar hierdie week het deurgetrek het. Maar aan die ander kant, die top 8 finalis wat teen hulle gespeel het, was Heidelberg gewees. En Heidelberg wat ordentlik vasgeval het teen Botterivier met 59 punte teenoor 19. So mens moet kyk na hulle seisoen, hoe dit deurloop weer na die top 8 toe. Is daar nuwe outjies wat hulle gaan inkry om die span weer sterker te maak? Wat gaan hulle maak om die resultate hulle kant toe te gaan? Natuurlik weer, dis vroeg in die seisoen, daar's nie veel om in te lees nie, maar definitief lê dit so half die fondasie vir wat voorlê. Heidelberg sal definitief weer 'n voorstander wees. Ek meen hulle was al hoeveel keer in die finaal. So hulle sal nie te veel insien in hierdie vriendskaplike wedstryde nie. Ook die pad wat hulle met ander van ver te ry, party van die spelers ja, dalk 'n bietjie te laat op die bus geklim en dalk nog 'n bietjie travel probleme gehad het. So weer regkry vir die winterseisoen van gaan vroeg slaap op 'n Vrydag aand om Saterdag 'n bietjie te kan rugby speel, né? Bepalings vir die naweek, is daar geen wat ons het nie, soos Heinrich maar vra, asseblief as hy iets het,
stuur dit in die comments. Ons gaan gesels met 2 SWD spelers. Ons het hier kom sit terwyl hulle nou net klaar geoefen het. Die manne lyk baie goed, Heinrich. Ek moet bieg. Dit lyk of daar 'n struktuur is. Dit lyk of hulle lus is vir die seisoen. Ons sal wel in die volgende 2 weke voor daai eerste wedstryd in die Pumas hier op Outeniqua Park meer in diepte gesels met die bestuur en die afrigtingspan. Maar dit wat jy gesien het so uit die een oog uit, ek weet mense kan ook nie baie verklap nie. Wat dink jy? Ja, daar's baie nuwe gesigte om mee te begin. Ons was nou redelik betrokke gewees die afgelope 2 seisoene by die wedstryde van die SWD, maar daar's baie nuwe gesigte en ja, soos jy ook noem, Pierre, daar's 'n struktuur, daar's 'n gefokusheid onder die spelers. Natuurlik, ek weet nie hulle speel die Pumas in die eerste wedstryd wat natuurlik 'n Karika Premier span is. So hulle gaan hulle ding moet ken. Gelukkig vir die SWD is dit 'n tuiswedstryd, so dit is am stadig in die ding inkom by die SA Cup. Maar verseker, hier's 'n ander dinamika onder die spelers. Hier's 'n gevoel in George en die SWD distrik eintlik maar oor die algemeen wat is sin vir opgewondenheid gee oor die seisoen wat voorlê, veral met die koms van Heineke Meyer, voormalige Springbok afrigter. So daar's definitief iets aan die gebeur hier in die suidwestelike distrikte. 'n Tipe verwagting van die gemeenskap om weer SWD goed te laat resultate toon. En hulle speel baie wedstryde by die huis. As die seisoen is om te begin van drome, is hierdie definitief een. Nee, verseker. Mens moet ook in ag neem en realisties wees oor die saak. 'n Proses word nie onmiddellik suksesvol nie. Hy vat 'n tyd voordat hy geïmplementeer word en suksesvol raak. As ons teruggaan na Rassie Erasmus se begin toe hy die bokke oorgevat het, was daar maar so effens 'n dip gewees van die resultate en van daar af het hy begin bou en dit het suksesvol geraak en ons is nog steeds suksesvol. So mens, alhoewel 'n mens die verwagting het met Heineke wat gekom het, moet 'n mens nie te veel moedeloos raak indien daar nou 1 of 2 resultate teen die span gaan nie. Dit is 'n nuwe span, dis 'n nuwe klomp gesigte saam, dis 'n nuwe afrigtingskorps saam, so daar's 'n hele nuwe struktuur wat eers gaan moet, soos die Engelsman sal sê, settle voordat die engine begin so ordentlik hardloop. Daar word ook baie beplanning vir die 6de Maart gedoen by die stadion self. Ons sal 'n bietjie meer inligting gee sodra daai publiek word, maar ek weet die SWD Rugby Unie is besig met 'n ongelooflike aand om die hele George hier te kry en hier 'n volgepakte stadion te sien. En dit sal weer mooi wees. Ek weet in die klub rugby is dit altyd by die finale volgepak hierso en dit sal 'n volgepakte stadion mooi wees vir SWD se eerste wedstryd. So, ons gaan verseker die wees, Peer, ons gaan dit nie mis daai aand hier. Dit is 'n lekker 6 uur wedstryd op 'n Vrydag aand. So ja, dit is die George moet afkom en kom kyk na die span en die span ondersteun. Hier's regtig talent onder die ouetjies as ons kyk na wie oorgekom het SWD toe in die afseisoen. So daar's regtig, dit gaan 'n lekker wedstryd wees. Praat van SWD spelers net hier nog. Gesels ons met 2 van die spelers. Hulle gaan net gou-gou 'n bietjie asem kry. Dalk mooier aantrek in 'n das of 2 en dan gesels ons met die SWD opkomende spelers en die nuwe spelers in die span. Baie welkom terug by In die Skram waar ons nou weer hier op die Outeniqua Park sit. Ons het 2 van die SWD spelers, nuwe SWD gekontrakteerde spelers vir die 2026 seisoen waarna ons almal so uitsien. 6de Maart is die eerste wedstryd teen die Pumas in die SA Cup en ons het gedink is goed dat julle spelers bietjie ontmoet en meer van hulle weet. Heinrich, hierdie 2 manne is die eerste keer dat hulle media konferensie doen vir die SWD, so ons moet maar lig wees op hulle. Ja, verseker en ons wil net daarom op hierdie punt ook dankie sê Neil Bekers dat jy hier by ons sit, as ook Chief Mabasa wat hier by ons sit. Die een is gewoond aan In die Skram te wees, die ander een gaan ons nou 'n vinnige lesie voorgee hoe om te stoot en hoe om te trek en hoe om te druk. Of hoe noem hulle dit, Chief, die dark arts van die skram, né? Yes, sir. Ja, eers baie dankie julle, is lekker om hier te wees saam julle. Ons eerste media interviewtjie in George. Baie dankie, ons voel baie welkom hier in George. Almal het ons met oop arms gewelkom. En ek dink dit is 'n nuwe ding om in die skram te wees, soos ek vroeër aan julle genoem het. Dit lyk of almal oorskakel na hybrid rol toe. So ja, ek sien uit om te sien na die jaar voorhou. Hello everybody, as Sir said, yeah, my name is Mbasa. I come from the Eastern Cape, small village in the Transkei. Obviously my first time with the media, a bit shy, but excited for it. All right, Chief, can we start with you though? Yes, sir. All right, just a quick question just to get things rolling. Yeah. Where did you come from? You said Eastern Cape.
Where specifically in the Eastern Cape? I heard you say that before we started that you made your move down to Western Cape, to Western Province specifically, and you went to school there. Tell us a bit about yourself. So I'm from the Transkei, from a small village in the Transkei called Kuku. It's very small, and so what happened is I needed to start schooling, and my parents, like their work required them to move around quite a bit, so they figured it'd be better to go be brought up by my granny, and my granny lives in Stellenbosch. So obviously, if you're a Stellenbosch boy and you love rugby, there's only one school to go to, and that's Paul Roos, and I had a great time there So where did your love for rugby start? in Stellenbosch. Oh, is it? So obviously I didn't know anything about rugby at the village, and then as soon as I got to Stellies during the break times at primary school, the boys are playing touchies, and I was like, okay, this is something I could do. So let me just get it straight. What age did you actually start playing rugby? I would say 12. Yeah, 12. It's you're a late bloomer, if we could call it like that, for a lucid prop. But I only moved to prop after school though. So, Oh, is it? So I've been playing prop for 4 years now, 4 or 5 years, yeah. And no offense to the backline players, but did you start at the wing and then work your way forward, or how did it go for you? I actually started on flank. Yeah, I started on flank, and then as I was growing, the coaches were like, nah, I think it's going to be best for you to go in the front row. But I'm not complaining now, I'm not looking back. All right, and last question, then I'm going to give over to Pierre. How did you made your way from Paul Roos, as you said, to the Blue Bulls, played some age group rugby until under 21 till last year, right? Which is a massive step for you from going from Paul Roos there. And how did you end up at SWD? Well, last year as we were wrapping up the under 21 competition, I got a phone call from, first it was from an unknown number, and then I was like, I'm not gonna pick it up. And then I picked it up the second time. I was like, let me just pick it up, and I heard a voice say hello, and it was Coach Heineke Meyer. At first I didn't believe it. I was like, okay. Wait, pause your story. How did that feel when you realized this is really Heineke Meyer, the Springbok, ex-Springbok coach? I was a bit starstruck for a moment, and I got excited as well, obviously, but I kept my composure and kept cool, and I spoke to him, and he said he's been checking me out, and he would really like to have a proper conversation and have me down in George. And obviously I had to reflect and talk to my agent and people in my life, and it was easy for him to convince me to come down here because he seemed to show a great interest in my development as a player and as an individual off the field as well. And that's one thing I'm truly excited about, to be a part of George as well, with Coach Heineke. So it seems that you didn't actually just put the phone down when you said, I'm Heineke Meyer. You just switched it off. Actually listened. Awesome. Yeah. The youngsters still listen, Heinrich. Neil, om jou 'n bietjie in te bring, jy is 'n Pretoria boetjie, soos dit hulle gaan sê, uit 'n Menlo Park uit. Vertel ons 'n bietjie jou storie, waar die rugby liefde begin. In Pretoria begin dit al vroeg in laerskool. So vertel ons 'n bietjie meer jou storie. So ek het Pretoria gebore. Daar kort rukkie daarna is ons Springs toe. Bietjie in Springs gespeel en ek weet nie of julle weet nie, in Springs speel hulle nie rip rugby nie. So ons het sommer dadelik, hulle noem dit valkie rugby, en ons het mekaar begin duik van 5 jaar oud af, dwars deur. So ek onthou die eerste keer op Loftus, toe my pa my Loftus toe vat, het ons rip rugby gekyk in Pretoria. Toe vra ek vir hom, "Jessie, wat se tipe rugby is hierdie?" Want ek verstaan nie, ek dink nie ek wil terugkom Pretoria toe as hulle hierdie rugby hierso speel nie. Maar ja, terugkom Pretoria toe, en ek bly in die Moot, of het in die Moot gebly vir my ouers, en van daar af is ek oorgekom in die park toe. Op hoërskool bietjie loskakel, buite senter, heel agter gespeel, en van daar af die skuif Bloubulle toe gemaak. By die Bloubulle het Coach Point Pinaar my basies convert in 'n center in. En ja, toe center gespeel van daar af al die pad. In die eerste jaar by die Bulle onder 19 my Currie Cup debuut gemaak. So 3 games gespeel en my kruisligmente geskeur. Deur rehabilitasie gegaan, operasie en elke storie. En oproep gekry van Australië af wat gevra het of ek wil Rugby League speel. Nou Rugby League is eintlik dis Grieks vir Suid-Afrikaners. Ons weet nie eintlik van Rugby League hierso nie. En ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen en dit is toe die grootste goed wat op YouTube, dit is Australië se grootste sport is Rugby League. Gesê ek sal dit 'n go gee, oorgegaan en ek het dit verskriklik baie geniet. 6 maande kontrakkie geteken en tweede wedstryd, 14 minute in die wedstryd, toe skeer ek weer my kruisligmente af. Ja. So ek het nou my hoe kan ek sê, my fair share van operasies gehad, teruggekom.
herstel en ek het 'n koffiebesigheid begin en ek het eendag op die bed gelê na 'n langmiddag se werk en my foon het gelei en ek dog is koffiebesigheid. Ek antwoord toe, ek sê hallo, is Neil Bekkers wat praat, hoe help ek? Aan die ander kant van die oproep was Heineke Meyer. Hallo, is coach Heineke Meyer, hoe gaan dit? Ek dog toe, okay, hy moet my probeer reël vir koffie want ek kan nie dink dat hy my rugby. Hy sê toe nee, hy is hier by SVD, hy sal ek graag belangstel om af te kom. En ek sê toe ek sal hom terugbel. En ek gaan praat met my pa. Ek sê toe vir my pa, hoorie dad, wat dink pappa? Soos in dit is groot, my pa speel 'n baie groot rol in my lewe en my besluite. En hy het gesê, "Jesus, chom, ek kan nie glo jy het nie ja gesê op die telefoon nie." So ek moet sê ja, so dit is ook my paadjie in George gekry het en yes, ek sien ons sien regtig baie uit vir die seisoen. Manne werk hard agter die skerms, ons wil graag die stadion vol hê. En ja, die 6de Maart, die eerste game, wil ons sommer al klaar gepakte stadion hê vir die Puma game. Neil, ek wil net vra die kameraderie binne in die SVD groep op hierdie stadium. Chief, how do you experience it? How does it bring you together? Get to the field. We saw a bit of the practice. There's a lot of intensity, which we like, and that's what we want to see. It's needed in the SA Cup, and I think the future for SWD is going to be built on this season. How's the camp? How does it feel? So as you mentioned, you saw the training session today. Yeah, it's very intense and very tough. And obviously as a squad, we recently got together as a whole. I think it's been like 2 months now since we've been together as a whole. And first things that coaches always try to implement, early on was creating culture. And one of our cultures is we're going to go hard on at each other in training. That way on Saturday, on game day, it's going to be much easier. And I think a lot of guys as well, whenever we hit each other hard at training, we don't take it personally because we know end of the day, we call it steel v steel, meaning iron sharpens iron. And that's the kind of one of the things that drive us as forwards, and I think the backs as well. And it's been amazing so far. Ja, soos ek nou vertel het, so ons die groep kom van oral reg oor die wêreld af, nie net oor die land nie. So die belangrikste ding was om almal op dieselfde bladsy te kry so gou as moontlik. Tweede week het ons klaar kamp gereël, net almal sal dink is 'n oefenkamp, maar ons het 'n kamp gereël net om almal op dieselfde bladsy te kry, om jou missie en jou visie te kry vir die jaar, waartoe ons werk, hoe ons daar gaan uitkom en basies hoe ons die gemeenskap gaan betrokke kry by SVD. En ja, weer die Suid-Kaap trots maak op die SVD Eagles. All right, I have a question for both of you. Seeing that both of you come from the Blue Bulls up north, the setup there must be seriously professional, right? Yeah. How does it compare to the setup at SWD Eagles now under coach Heineke Meyer? Kyk, ons het van die begin af geweet jy kom, ek wil nou nie sê na 'n kleiner unie toe nie, maar verseker 'n kleiner unie as die Blou Bulle. So alles is verskriklik professioneel daar en as jy hier aankom het ons geweet dit gaan miskien nie so wees nie, maar op die ou einde weet ons waarvoor ons werk en dit hang net van die spelers af, hoe ons perform en hoe ons speel en dit gaan in 'n geval help oor hoe die ontwikkeling hier gaan plaasvind. Ja, voordat jy aangee daar Neil, ek net gou 'n vraag op jou antwoord. Is die professionaliteit waarvan jy gepraat het wat so bietjie minder is hier omdat dit mos nou maar 'n eerste divisie unie is, gaan dit oor fasiliteite, gaan dit oor benadering tot die spel? Waar baseer jy jou antwoord? So ons is baie professioneel met die benadering van die spel. Elke dag die dae lyk presies soos wat dit lyk by die Blou Bulle. In die oggende jou vergaderings, eerste veldsessie en dan jou gym sessie en dan die middag weer 'n veldsessie. So ons benader elke span soos enige ander span dit sal benader. As ek moet kyk na my tyd in Australië ook, ons ontleed die opposisie presies soos wat ons sou doen enige ander plek. Ek sal sê die fasiliteite is in werking. Ons is op pad daarna toe. Ons werk aan beter fasiliteite en aan obviously meer professionele fasiliteite. Maar Planet Fitness en die vergaderingkamers wat ons het is ons baie vrygewig en ja, soos ek sê, dit gaan alles is 'n bal wat aan die rol moet kom en soos wat ons vinniger is, gaan dit net al beter word. Chief, your opinion? Well, sir, like as Nila put it very well. One of the things we drive in the team was that we have selfless service, and Coach H once said that the most unselfish thing a person can do is plant a tree for a shade he wants to sit under, and especially when you're talking about the stands and the facilities, etc. So we are
we are the group that's here wanting to plant the tree. For we know in the future it will take a lot more time for the stands and everything to look, I mean, to the same level as the Bulls Loftus. So we just, as a group, we understand what our role is right now. Our generation is that we want to plant the tree and really put George and SWD back up on the map again, and hopefully the facilities, etc., that will come in due time. But otherwise, though, it's a professional setup as well. As Neil mentioned, we start off in the morning, we review, and we train hard as well. So So we always need to remember that Loftus, Newlands, Cape Town Stadium for that matter, all the big ones, they had to start somewhere as well, eh? So why not just start it now with you guys, eh? planting the tree. Absolutely. And a follow-up question on that, right? You guys, or SWD Eagles rather, they finished second bottom from the log last year, beating the Border Bulldogs. How does the pressure equate to you guys now? Is it because there's a lot of expectation in George, as you would know? It's not something new. I'm telling you now. You know, there's a lot of expectations with Coach Heineke coming here with all the new faces in the squad. How do you deal with that pressure? Well, I think so. We just want to keep the main thing, and that is we want to do well for ourselves as a team, not just as individuals, because we know it first comes the team success, and then individual success will follow after that. And obviously, we want to make the people of George proud, etc. And we want them to come watch our games and all that. But I don't think we allow the pressure from outside to come in within us, because what we know what we put in, and we know what we can get out of it, and we know our goals which we want to achieve. So yeah. Neil, jou kant? Ek moet sê ons is 'n baie sterk groep. Ons hou baie, hoe kan ek sê, die buitedruk buite. En ons het van die begin af gesê toe ons hier ingestap het, ons as 'n span het 9 wedstryde in die SA Cup. Dit is jou 7 pool games en jou uitspele. So ons het van die begin af gesê ons het 9 wedstryde en dis waarvoor ons werk. En ons gaan albei bly ook. En ons gaan die mense van George wys ons gaan albei bly ook. En ons moet ook onthou, né, dat soos die boom wat jy plant, hè, dit vat tyd om groot te raak. So 'n proses, 'n nuwe proses wat jy implementeer, vat ook tyd. So my opinie daaromtrent is mense moenie te veel te vinnig verwag nie. Is julle gaan mekaar moet vind saam met die afrigters en so die pad vorentoe werk, né? Net om af te sluit mee, you've been blessed with beautiful tallies as a high school pupil and scholar. I can hear you well spoken, and I know they come from a good boys' school because you can see them from a mile away. Neil, jy's moed tot die dood en nou is jy in die mooiste plek in die land. Ek dink dit is vir jou 'n lekker upgrade soos wat hulle sal sê. Ek moet sê ek het vir my kamermaat gesê elke oggend as ons opstaan voel dit of ek op vakansie is. Dit voel letterlik elke oggend as ons hiernatoe ry of ek op vakansie is. Net om 'n bietjie weg te kom van Pretoria af. Dit is ongelooflik besig daar. Hier is almal op 'n slow go. Ek weet nie of dit elke jaar deur die jaar so is nie. En ons en die fiksheid is bietjie makliker op die longe ook. Maar ek moet sê ja, elke dag voel vir my soos 'n vakansie. Ja, en dan kom doen ons waarvoor ons lief is. Dit is die belangrikste. As jy nie lief is vir die sport nie, is daar nie 'n rede hoekom jy dit doen nie. As afsluiting, thank you. Thank you for coming today. Thank you for taking the time out of your day. I know you must pull into the gym in a few minutes or so, but it looks good. We can't wait for this season to start. Die hele George is agter julle. Neil, ek dink soos wat ons nou al 'n paar keer genoem het, daar is soveel verwagting, maar ek dink die druk, you've done it. You've done it before, just on another level. It's a new union. It's a beautiful place to play at, and you can be on vacation and still do what you love, eh? And still get paid for it, and get phone calls from Coach H. I love that you mentioned it, like Coach H. I think I'm going to call him that in his interview. Shorter. But thanks for coming. Thank you for taking the time, and all the best. All the best. Next time it's an Afrikaans interview of your man of the match. Paul Rus, you would have heard some Afrikaans in that. Always there. Heinrich, dis vir in die skram vir episode 2 wat ons twee nou dit op die pad vat volgende week. Weet ons nog nie waar ons gaan wees nie. Die klubs moet asseblief na ons toe uitreik. As ons moet kom kuier, vriendskaplike wedstryde se uitslae soos Heinrich vroeër gevra het. En dan die 5de Maart gaan ons definitief hier op Oudtshoorn Park in die middel van die lyn wil sit voor daai groot 6 Maart wedstryd teen die Pumas.
Ja, baie dankie Peer vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om hier te sit en met nuwe gesigte in George te praat. En thanks Chief, thanks Neil dat ons vir julle beter kon leer ken. En ek kan vir jou beloof, daar gaan julle name gaan geskryf word op die 6de Maart. Dit gaan nie ek noodwendig wees nie en is ook nie jou ma nie, maar Peer skree nogal met 'n hoë toon. So as julle hom hoor, hy sal daar wees. En asseblief by die huis gaan like, subscribe en share die kanaal, die episode. Dit is in belang van SVD rugby, dit is lekker hier in George. Kom ons praat groot oor klub rugby en maak klub rugby baie groot, saam met skole rugby en saam met die SVD Arende hierso in die suidwestelike distrikte. Ek staan vandag hier in Riversdal en oor my linkerskouer is die Hoër Landbouskool Oakdale. En van volgende week af gaan ons lekker begin skole rugby praat. Maar kom ons kyk eers na volgende week se kragmetings. Dis weer daardie tyd van die week waar ons net fokus op wat voorlê. Geen terugkyk, geen statistieke, net suiwer voorsmaakie van die aksie wat wag. Eerstens komende Vrydag is Progress teen Crusaders daar by Rosemore Sportgronde. Hierdie een beloof vuurwerke. Progress op hulle tuisveld is teen die Crusaders span wat altyd fisiek opdraf. Rosemore gaan beslis lewe kry. Dan Saterdag Harlequins teen Bridgeton, daar by die infanterieskool op Oudtshoorn. 'n ware Oudtshoorn kragmeting. Harlequins speel tuis, maar Bridgeton reis nooit om net deel te neem nie. Hulle kom om te kompeteer. Gevolg deur Anniston teen die Riversdal Blues. Riversdal Blues wat natuurlik reis, die kusspan teen die manne van Riversdal. Anniston is moeilik om te klop op eie bodem, maar die Blues bring altyd struktuur en dissipline, veral na hulle oorwinning van verlede Saterdag. Dan Heidelberg teen Robertson Town. Heidelberg op by Heidelberg Sport. Hier wag 'n tuisstryd. Heidelberg sal hul fisieke spel wil afdwing terwyl Robertson Town sekerlik met tempo en vaardigheid gaan antwoord. Gevolg deur die Barbarians teen Caledon daar by die Almeida Stadion in Mosselbaai. Die Almeida gaan dreun. Barbarians teen Caledon is gewoonlik 'n botsing van style en niemand gee 'n tree terug nie. Daarna is dit Silver Stars teen die Jaguars daar by Rosemore Sportgrond. Nog 'n wedstryd by Rosemore. Silver Stars sal hulle tydsveld voordeel wil benut, maar die Jaguars is bekend daarvoor dat hulle hou tot die laaste vletjie. En dan die laaste is die groot een is Evergreens teen Groot Brakrivier daar by Pakkelsdorp Sportgrond in George. Pakkelsdorp is altyd 'n vesting. Evergreens teen Groot Brakrivier kan maklik een van die naweek se mees fisieke ontmoetings wees. Dis volgende week se aksie. Geen verskonings, geen terughou nie. Maak seker jy is langs die veld, want gemeenskapsrugby leef en asem hierdie wedstryde.